Goeiedag almal, ek is Manie van Bloemfontein. Dit is vandag Sondag, die 30ste November 2025. Ons doen die nuus en kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê: man wat sy vrou aan die brand steek, kry 15 jaar tronkstraf. Nuushooftrekke vir vandag: misdadigers dra dierpakke en ry weelderige voertuie volgens die minister. Man wat sy vrou aan die brand steek, kry 15 jaar tronkstraf. Petrol styg dalk in Desember. Simon Hamer is Suid-Afrika se voorste paaltjienemer in cricket. Springbokke wen Wales in hulle laaste toets van die jaar. Proteas wil oorheers in die crickettoets teen Indië. Stefan van Staden het 15 jaar tronkstraf van die Landros ontvang na hy skuldig bevind is in die steekhof in Vereniging op moord omdat hy sy meisie Lenel de Tooy met petrol bestook het en sodoende ook aan die brand gesteek het. Hy het 'n pleitooreenkoms met die staat aangegaan. Stefan is op haar verklaring, wat sy eerste by die polisie ingedien het, aangekla. Hy is ook in die hospitaal opgeneem weens brandwonde. Hy het genoem dat hulle albei dwelm saam gebruik het. Hulle het op hierdie dag met mekaar gestry. Hy was blykbaar op hierdie dag besig om 'n verfkwas te was met petrol en dis al wat hy byderhand gehad het om hierdie daad te pleeg. Ander aanklagtes soos dieremishandeling en roof met verswaarde omstandighede was ook teen hom gemaak, asook aanranding met die opset om ernstig te beseer teen 'n ander vrou. Daar was ook voorheen 'n klagte deur hierdie vrou teen hom aanhangig gemaak omdat hy ook petrol op haar uitgegooi het. Stefan het vorige veroordelings van verhindering van die polisiebeampte in sy pligte en besit van dwelms. By die hof het die beskuldigde gesê hy gaan skuld beken op hierdie aanklagtes teen hom. Volgens die familie is hulle bly dat geregtigheid geseëvier het en dat hulle nou met hulle lewens sal kan aangaan. Stefan kry berading in die gevangenis oor hierdie dade wat hy gepleeg het. Misdaadnetwerke en kartelle infiltreer politieke partye, staatsdepartemente en die regering se verkrygingsstelsels om belastingbetalers geld te steel, soos die professor Fairoz Chakalia, waarnemende minister van polisie. Misdadigers dra deftige pakke en ontwerpersklere en gee voor dat hulle wettige sakelei is. Die statistieke dek die eerste en tweede kwartaal van die huidige boekjaar, onderskeidelik April tot Junie en Julie tot September vanjaar. Volgens hom het kontakmisdade wat moord en poging tot moord insluit van Julie tot September in die algemeen met 4.999 aangemelde gevalle toegeneem. Die meeste gevalle in die kategorieë, naamlik 26% was in Gauteng, 18% was in die Wes-Kaap, 17% in KwaZulu-Natal en 10% in die Oos-Kaap. In die 3 maande is 5.794 moorde gepleeg, 11% minder as die 6.545 van 'n jaar tevore. Seksuele oortredings wat verkrachtings insluit, het met 22 voorvalle gestyg tot 12.787 aangemelde voorvalle teenoor die 12.765 van 'n jaar tevore. 4 van die 5 polisiekantore wat die meeste moordvoorvalle aangemeld is in die Kaapstadse metro. Dit is die polisiegebiede Mfuleni, Kraaifontein, Delft en Gugulethu. Die JP polisiegebied in Johannesburg is ook onder die top 5. Lisa Schikkerling, die ALP en woordvoerder oor polisie, sê hoewel daar 'n effense afname in moord en ander kontakmisdade is, bly die werklike omvang daarvan baie ernstig. Wouter Wessels, VF+ lid en woordvoerder oor polisie, sê daar is 'n groeiende onsekerheid oor die akkuraatheid van hierdie statistieke van die polisiediens. Chakalia sê sy kritieke prioriteite is die doeltreffende aanpak van georganiseerde misdade, insluitend bende geweld, om die polisie te professionaliseer en om die inwerkingstelling van die polisie se strategieë vir geïntegreerde misdade en geweldvoorkoming te versnel. Suid-Afrika kort volgens hom 'n gefokusde spesialisvermoë gegrond op nouer samewerking tussen die polisie, aanklaers, die finansiële reguleerde, die Suid-Afrikaanse Inkomstediens en die private sektore. Chakalia sê getuienis tot dusver voor die Madlanga kommissie en die ad hoc komitee wys die polisie is deur kartelle geïnfiltreer. Hy het reeds sy kantoor opdrag gegee om hervormings te ondersoek vir al die polisie se verkrygingsstelsels. Volgens die jongste vooruitskattings van die Sentrale Energiefonds gaan die motoriste van volgende week af meer moet opdok vir petrol en ook vir diesel. Die onderverhaling in die prys van petrol en diesel in November gaan na verwagting in die feestyd voortduur. Petrol van 93 oktaan styg met 20 sent per liter. Petrol van 95 oktaan styg met 26 sent per liter. Diesel met 'n swaar inhoud van 0,05% styg met 60 sent per liter. Diesel met 'n swaar inhoud van 0,005% styg met 77 sent per liter en parafin styg met 68 sent per liter. Die nuwe pryse is van Woensdag in werking. 7 van die 10 gevaarlikste gebiede
In die land is in die Wes-Kaap, waar 84 moorde van Junie tot September aangemeld is. Vairo Tjakalia sê hy die laaste paar maande verwys en hy is daartoe verbind om bendegeweld in hierdie land te beveg, veral op die Kaapse vlaktes en in Westbury in Johannesburg. Prominente bendeleiers is in hegtenis geneem en dwelmlaboratoriums is ook afgebreek. Jong kinders, van wie sommige nog nie eens tieners is nie, word die ryk bendeleiers gewerf en is kwesbaar omdat hulle nie ekonomiese geleenthede het nie. Tjakalia erken, daar is nie 'n kitsoplossing vir bendegeweld nie. Daar is ook geen sperdatum vir wanneer dit beëindig sal kan word nie. In die Wes-Kaap is 293 van die 315 nasionale bendevoorvalle aangemeld. Die misdade wat danksy polisieoptrede aangemeld is in hierdie kwartaal op 14 meer onwettige vuurwapens beslag gelê as in die vorige kwartaal. Het die minister gesê, georganiseerde misdaad is 'n direkte bedreiging vir die veiligheid van alle inwoners. Die heuwel van dwelms vernietig gemeenskappe en die jeug se toekomsvooruitsigtes. In die Wes-Kaap is 11 voorvalle van huurmoorde aangemeld en 54 voorvalle van afpersing vir beskerming, soos in die taxi- en konstruksiebedryf. Ontvoerings, voertuigkapings, bendegeweld en transitoerooftogte het onmiddellike impak op gemeenskappe en klein ondernemings. Ondanks die vuurwapens en dwelms waar die polisie gekonfiskeer is die skuldigbevinningskoers slegs 5% weens 'n gebroke strafregstelsel. Altesaam 1263 nuwe beamptes is sedert 2021 in Kaapstad aangestel, terwyl die polisie 1300 lede verloor het. Die hele land moet asseblief vir haar seun bid. So vra die ma van die 12-jarige seun van Ladysmith in KwaZulu-Natal, wat Dinsdag in 'n vratsongeluk deur 'n maat in die kop raak geskiet is. In gevolge die kinderwet mag die kind nie geïdentifiseer word nie, omdat hy minderjarig is. Die seun moes Dinsdag 'n noodoperasie ondergaan het om hierdie koel te verwyder. Volgens die ma het die koel die kopbeen getref en die frontale gedeelte van die brein deurgedring. Hulle gaan nog 24 uur wag voordat hulle weer gaan kyk of hulle hom uit die koma gaan kan bring, het die ma die media gesê. Die verkiesingskommissie, die OVK, is bekommerd oor die voortdurende afname van kiesers in hierdie land. Die wantroue begin ook nou oorspoel na instellings soos die OVK. Die OVK lei meegaande skare weens die verlies van vertroue in die sleutelpolitieke instellings, en as mense 'n instellings nie vertrou nie, is die kanse goed dat hulle waarskynlik nie op hulle boodskappe sal reageer en daarna sal luister wat hulle sê nie. 'n Dramatiese kaping het hom in die Boland afgespeel en met 'n groot slag geëindig toe die kaper in Stellenbosch teen 'n boom vasgery en gesterf het. Volgens die polisie het 'n man aangebied om die hek toe te maak en gevra vir 'n samelry-geleentheid, want hy was glo ook op pad na Voorberg toe. Na verneem word, was die man aan die vrou bekend gewees. Op die R44 naby Voorberg het die verdagte die vrou met 'n skroewedraaier gedreig en geld gevra. Toe hulle in Gouda aangekom het die man haar opdrag gegee om na nabygeleë ATM te gaan om vir hom geld te gaan trek. Volgens die polisie was die kaper 'n lang blonderige man gewees. Sy het die kaper geken, sy het sy naam 'n paar keer genoem aan die polisie. Die kaper het in die rigting van Wellington gery en 2 voetgangers opgelaai. Die voertuig is deur die polisie in die Parel opgemerk en 'n hoëspoedjagtog het daarna gevolg. Die 2 passasiers, wat 45 en 72 jaar oud is, het volgens die munisipaliteit na bewering tydens die jagtog die voertuig onder onduidelike omstandighede verlaat. Hulle is in die hospitaal opgeneem. Dis nie duidelik wat hulle verbintenis met die kaper was nie. Volgens die polisie het die Volkswagen teen 2 ander voertuie gebots. Foto's van die toneel wys dat een Toyota dubbelkajuitbakkie skrapmerk aan die kant van sy regterkant opgedoen het, terwyl 'n Ford dubbelkajuitbakkie links voorgetref is. Na verneem word, is die insittendes van albei voertuie ongedeerd. Die Volkswagen voertuig het gerol en naby die Superspar in die Helshoogtepad in 'n opgevormelde toestand te lande gekom. Die kaper is op die toneel oorlede. Volgens Absa was die grootste transaksie op hulle boeke teen Vrydagmiddag R1 miljoen by 'n motorhuurmaatskappy. Die tweede hoogste was R500.000 vir 'n bespreking by 'n luukse hotel. Discovery Bank het 'n paneelbord bekendgestel wat toon hoe hulle kliënte hulle geld op Swart Vrydag bestee het. Discovery Bank se data wys dat mense tussen 46 en 60 jaar oud het die grootste gemiddelde aanlyn transaksies gehad teen R1.200 en mense ouer as 61 het weer gemiddeld die meeste geld in fisieke winkels bestee, naamlik R727. Die aanlyn winkels waar mense die meeste gelde bestee het, was Takealot, Amazon, Checkers 6060, One Day Only en Dermastore. Ook op die lys is Clicks, Hirsch, Makro Sobit, Edgars, iStore en Builders Warehouse. Simon Hamer is nou die voorste draaier in Suid-Afrika se toetskriketspan na sy 17 paadjies in die Protea se reeksege van 2-0 oor Indië. Die 36-jarige wegbreekbouler het in die afgelope toetsreeks in Pakistan en Indië 30 paadjies in slegs 4 toetse plat getrek. Sy boulontleding van 6 vir 37
in Suid-Afrika se oorwinning van 408 lopies in die tweede toets teen Indië in Guwahati was sy beste tot nou toe nog. Volgens Abrams het Hamer egter sy vegtersgees bewys deur nog harder te werk aan sy spel. Hy man het as jongeling nooit een van die verteenwoordigende spanne gehaal by die Titans nie. Abrams sê dit het lank geneem vir die Pretoriaaner om sy voete te vind. Die draaier het by die NMU gou opgang gemaak tot in die oostelike provinciespan en later by die Warriors se groep aangesluit. Hy is een van die spelers wat jy nie hoef te smeek om ekstra oefeninge in te doen nie. Hy het ook 'n baie sterk karakter en dit is wat jy nodig het in internasionale cricket. Die manier waarop hy sy cricket gespeel het, maak jou trots en is goed dat hy ooit sy droom vir Suid-Afrika te speel laat vaar uit nie. Die netbalspan van die distrik Kaapstad gaan sy Australiese invloed laat geld op volgende week se Suid-Afrikaanse kampioenskappe. 'n Bedrywige jaar word met die nasionale toernooi afgesluit wat by die hoërskool Dr. E.G. Jansen in Boksburg plaasvind. Johannesburg is die verdedigende kampioen. Ons is gereed om aan die vereiste standaarde te voldoen en selfs te oortref, het die afrigter gesê. Stingspelers soos Daniel van Nieuwenhuizen, Mila Coetzee en Leandre Skuman is beseer en Kelly Stewart en Anneke Eys het uitgetree. 'n Jong span sal die Kaapse Wynland verteenwoordig en hy het 'n nuwe afrigter in Nicoline Barton. Die Bolandse span het verlede jaar onder die afrigting van Sasha Lee Petersen vierde geëindig. Vir partyspelers sal dit hulle eerste senior toernooi in afdeling A wees. Volgens Martin het die 29-jarige Lefebvre Rademan, wat van Jari Southern Stings sy kaptein was, besluit om netbal te los. Pat Cummins, kaptein van Australië en sy medesnelbouler Josh Hazelwood, sal weens beserings nog 'n toets in die reeks om die as moet misloop. Die Aussies met 1-0 voor in die reeks nadat hulle Engeland met 8 paltjies in die openingswedstryd gewen het, sal weer deur die waarnemende kaptein Steve Smith aangevoer word, terwyl Mitchell Stark 'n snelbal aanval saam met Scott Boland en Brendan Doggett sal diens doen. Die snelbouler Nandri Burger sê die Proteas is opgewonde en gereed om vandag in die eendagreeks teen Indië voort te bou op die sukses van die afgelope toetsreeks. Ons wil die reeks heeltemal oorheers, soos ons in die toetsreeks gedoen het hy gesê. Almal speel om te wen. Ons verwag dat Indië hard gaan speel in sy agterplaas, maar ons is reg vir hulle vir hierdie uitdaging. 8 spelers in die Proteas se groep wat vir die eendagreeks het nog nie in die plaaslike reeks teen Indië cricket gespeel nie en sal swaar steun op senior spelers in die span soos Quinton de Kock, Aiden Makram en Themba Bavuma. Makram en Ryan Rickelton was deel van die C4 toetspan en gaan met selfvertroue ook op die veld stap. Burger verwag 'n goeie kolfblad en Ransie waarop die lopie sal vloei en goeie dissipline met die bal nodig sal wees om die Indiese kolwers in toom te kan hou. Die Proteas wat vroeër van dese maand die eendagreeks in Pakistan met 1-2 verloor het, sal daarvoor wil vergoed met 'n reekssege in Indië. Woensdag word die tweede eendagsstryd in Raipur gespeel en die derde en laaste wedstryd word volgende Saterdag in Visakhapatnam beslis. Suid-Afrika se span bestaan uit Themba Bavuma die kaptein, Otniel Baartman, Coben Smith, Matthew Breedske, Dewald Brewis, Nandri Burger, Quinton de Kock, Tony de Zorzi, Ruben Herman, Marco Jansen, Keshav Maharaj, Aiden Makram, Lungi Ngidi, Ryan Rickelton en Peneshan Subrayen. Die Drake van Wallis was die gasheer vir die nommer 1 span die Springbokke in die Principality Stadion in Cardiff van Wallis. Die stadion was soos in die verlede volgepak en die toeskouers was ook baie ligdrigtig geweest om hulle span aan te moedig wat die afgelope tyd nie te wat wonders in toetse gedoen het nie. Siya Kolisi het die Bokke weer aangevoer en het ook self 'n goeie wedstryd agter die rug gehad. Wallis moes ook verbeter veg, maar kon geen lopies in punte omskep teen die Bokke nie. 11 uitstekende drieë vir die manne in wit en groen gedruk. Steenkamp, Hoeker, Lou van der Berg, Fynberg 2 drieë, Moody, Estreisen, Norke en Eben Etzebeth het gaan afrond vir die span. Fynberg het 9 van sy doelskoppe ook na die pale geslaag. Hy het 28 punte tot sy span se totaal bygevoeg. Andre Esterhuizen is ook wel verdiend as die speler van die wedstryd bekroon. Die halftydtelling was 28 punte vir die Bokke en 0 vir Wallis. Die eindtelling het gewys, die Bokke het in die tweede helfte spoed opgetel en geëindig op 73 teenoor 0 van Wallis. Eben Etzebeth het in die 78ste minuut 'n rooi kaart ontvang deurdat hy 'n vinger in 'n teenstander se oog beland het. Die manne wat van die bank af ontplooi was, het gewys dat die Bokke oor diepte beskik. Die afrigtingsspan was duidelik in 'n noppies na die oortuigende wen van die Bokke gewees. Die VRK-wedstryde lyk as volg. Die Skaal het 23, Glasgow Warriors het 0, Edinburgh het 19, Ospreys 17 punte, Zebra het 14, Cardiff Rugby 29, Connacht het 44, die Sharks het 17 punte, Munster het 21 en die Stormers 27. Die Bulle 33 aangeteken teen die Leeu's 43. Die
punteleer in die VRK lyk as volg. In die eerste plek is die Stormers op 27 punte. In die tweede plek is Cardiff Rugby op 24. In die derde plek is Munster met 23. In die vierde plek is Ulster op 21. Glasgow Warriors het 20. Leinster het 16 punte. Die Lions is in die 7de plek met 15 punte. Gevolg in die 8ste plek met die Bulls met 14 punte. Edinburgh het 13, Connacht het 13, Zebre het 10, Benetton het 9 punte. In die 13de plek is die Sharks op 8 punte. In die 14de plek is die Ospreys op 7 punte. In die 15de plek is die Dragons op 5 punte. In die laaste plek is die Scarlets met 14 punte agter hulle naam. In die 7 wedstryd wat in Dubai Stadion gespeel word, het Suid-Afrika 15 punte in die uitspelrondes teen Frankryk se 12 punte gekry. Suid-Afrika het verder 10 punte aangeteken teen Fiji span se 28 punte. In die derde wedstryd van die dag het Suid-Afrika 14 aangeteken teen die wenners Argentinië op 19 punte. Advertensie van Netwerk 24 teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. U kan vir Diana of Susan by 082-390-339 kontak. Hulle sê jou voertuig se registrasie namens jou behartig. Ons weerberg vir die streek lyk so: Messina 21-29, Polokwane 16-26, Lephalale 19-36, Mbombela 16-26, Mahikeng 17-33, Pretoria 17-32, Johannesburg 15-30, Ermelo 10-23, Galagadi 19-34, Gaborone 20-36, Richards Bay 17-26, Pietermaritzburg 14-22, Durban 17-26, Port St. John's 16-23, Pongola 17-30, Maputo 20-30, Bethlehem 11-26, Bloemfontein 15-27, Allewal Noord 12-26, Welkom 16-30, Vryburg 17-33, Kimberley 18-30, Appington 19-34, Prieska 19-32, Springbok 14-33, Karasburg 16-32, Keetmanshoop 17-34, Mariental 19-35, Alexanderbaai 15-20, Brandvlei 18-32, Loederesbaai 16-29, Vredendal 13-35, Kaapstad 17-24, Sutherland 10-27, George 14-21, Jeffreys Bay 15-26, Cabarra 14-26, Grafreinet 12-25, Kaaphooggelas 16-24, De Aar 15-27, Molteno 9-22, Beaufort West 15-28, Oos-London 14 en 23 grade Celsius in die middag. Die markte van die dag lyk as volg: die rand verhandel teen R17.11 teenoor die Amerikaanse dollar. Die Australiese dollar kos R11.20. Die euro verhandel teen R19.85. 'n pond kos R22.65. Die yen kos 11 sent. Die prys van silwer is $56.41 Amerikaanse sent. Platinum kos $1,674. Palladium kos $1,449. Die prys van goud per fyn ons is $4,216. Brent olie per vat is $63.34 Amerikaanse sent. Gedagte vir die dag: dinge wat geld nie kan koop nie. Maniere, morele waardes, respek, karakter, logika, vertroue, geduld en klas. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n aangename dag word vir almal toegewens.